Hy is seker een van die mees beroemde en berugte kardioloë in die land, en dit weens uiteenlopende redes. Aan die een kant is hy 'n lewensredder en hartpasiënte se reddingsboei. Aan die ander kant blaas hy verlede as hoof van die vorige regering se geheime chemiese wapenprogram warm in sy nek. Dr. Wouter Basson, of Dr. Dood, soos die media na hom verwys, praktiseer steeds in Durbanville. Ek het gaan gesels. Sy saak in die Hooggeregshof was destyds die langste en duurste verhoor in die land se geskiedenis. Sy bynaam in die media, Dr. Dood. As hoof van die land se geheime chemiese wapenprogram van die regering van die tyd, was die beskuldigings vel. Everything was done with the ultimate goal of saving lives, and nothing inhumane was done. Nobody was injured, nobody got hurt, nobody was incapacitated in any way at all. Hy is geslaan deur die nag van die generaals en gejag deur die Waarheids- en Versoeningskommissie en Mediese Raad. Alles terwyl hy volstaan, hy is onskuldig. Dit is oorlog. Alle aanklagte teen hom is egter later tersyde gestel. Vandag is Dr. Wouter Basson steeds 'n gerekende kardioloog en steeds die middelpunt van die stryd, vir hom en teen hom. Baie joernaliste het al onderhoude met jou gedoen en jy's vinnig om te sê jy praat nonsens of jy antwoord nie 'n vraag nie, jy het vandag ook doen. Ja, Gaan jy? as jy so praat, ja, sal ek vir jou sê. Maar soos ek jou leer ken, gaan jy nie nonsens praat. Jy moet dit vandag doen, dit maak lekker TV. Ek sal vir jou sê, as ek ontevrede is, gaan ek jou duidelik sê. Hoekom het jy die onderhoud toegestaan? Ek sou nie as ek jy was nie. Ek het die onderhoud toegestaan omdat my personeel het gedink dit is belangrik dat ek met julle praat en kyk of ons kan miskien 'n ander beeld vir die res van die wêreld wys as die gewone antagonistiese, die gewone konfrontasionele benaderings wat in die verlede met onderhoud was. Jy weet ek hou van konfrontasie. Ek is gemaklik daarmee, ek kan dit handle. Is daar baie mense wat nie van jou hou nie? Nee, ek dink nie so nie. Daar's 'n klomp wat raas. Maar eerlikwaar, my ervaring met die wêreld daar buitekant was heel gemaklik. Ek het nog niemand my in die straat pront uitgeloop en my wou slaan of. Is dit, want ek wou nogal daarvoor as in die straat sal mense net opkom. Mense kom na my toe, interessant genoeg selfs veral swart landsburgers is baie opmerksaam. En dikwels kom vra hulle vir my nou wat het gebeur, hoe het gebeur, bloot uit nuuskierigheid. Gewoonlik baie, hulle wil weet, hulle wil die feite kry. Dan vat dit vir my so 2-3 minute en dan los hulle my en dan gaan hulle aan. So hulle verwar jou nie met een of ander akteur of iets? Nee, daar het hulle 'n petroljoggie wat gesê het, meneer, jy lyk bekend vir my. Toe sê ek, ja. Toe sê hy, was jy op TV? Toe sê ek, ja. Toe sê hy, het jy in 7de laan gespeel? Toe sê ek vir hom, ja. Toe ek so 'n maand later weer daar stop, toe die ander mense nou natuurlik agtergekom is 'n fout, toe sê hulle vir hom, daai 7de laan pel van jou is weer hierso, gaan groet hom. Maar nee, wat, daar's nooit, ek ervaar nie antagonisme nie, ek aanvaar niks haat of woede nie. En as iemand my vra, is dit gewoonlik omdat hulle wil weet. Ten tye natuurlik, maar destyds was dit woes geweest. Het mense toe dinge vir jou gesê en gedoen of ook nie? Nee, kyk, hulle het nie geleentheid gehad nie, want na my arrestasies het die magte wat regeer het op daai stadium besluit hulle moet my beskerm. Of hulle bang was ek iemand gaan my doodmaak voor hulle my kan skuldig vind of wat die geval mag wees, weet ek nie, maar ek was in 'n nasionale party beskermingsprogram vir 2 jaar. Wat beteken dit nou? Dit beteken dat hulle vat jou uit jou huis uit en hulle ry met jou rond en jy slaap elke tweede aand op 'n ander plek en elke tweede dag het jy nuwe wagte wat jou oppas. En so gaan jy deur die tyd aan en dit het vir 2 jaar gehou. Ek het nie besef toe ek nou als gelees het nie dat jy wel vir 'n paar maande in die tronk was. Ja, ek was 2 keer gearresteer. Ek dink 'n periode van 3 maande elk op 'n slag in die tronk, wat nogal 'n ervaring was. Maar ek is daardeur, dit was 'n lang borgaansoek en as die staat enigstens hulle sin gekry het, sou ek nie borg gekry het nie. Maar gelukkig het ons die borgsituasie kon uitsorteer en so ek toe weer op vrye voet daarna, waar tydens ek toe kon voorberei vir die hofsaak. Wouter, maar dit moes, ek wil amper die woord aaklag ook, vir daai, as jy moet terugdink aan daai tyd. Ek praat nou meerendeels, ek praat nie van wat gebeur het of nie gebeur het nie, maar die media, die aandag, die haatuitsprake, die byname Dr. Dood, Dr. Gif. Daai goed, dit kan tog nie lekker wees nie. Ja, dit is nie lekker nie, maar ek het geleer in die lewe dat as 'n mens enigiets persoonlik opneem, dan raak jy die klits kwyt. So ek het al daai aantuigings so aanvaar, maar ook geweet dat dis alles onwaar en ek het geen probleem met die aantuigings nie, ek moet net hulle persepsies regkry. En ek het nogal redelik hard gewerk deur die hofsaak om te sorg dat die persepsies reggestel word. Dat die bedoelende? Kyk, my probleem was, ek was volgens die staat 140 jaar op pad tronk toe.
So ek het nie tyd gehad om aandag te gee aan ander mense se aantuigings en wille spekulasies nie. Ek moes veg vir my oorlewing. En as 'n mens jou aandag laat aflei deur daai aantuigings, dan het jy nie die krag en die insig en die vermoë om te veg nie. So ek moes daai goed wegstoot. Natuurlik is dit erg as mens in daai situasie is, maar ek dink altyd so aan familie. Jou ma byvoorbeeld, Wouter se ma is nou 90 en glo nog wonderlik. Ja. Ek dink dis die rede hoekom jy vandag vir my sit met sy kyk Kwela. Sy het gesê moet. Ja. Sy het vir jou groete gestuur en gesê sê vir hom groete. Maar dit moes vaak moeilik gewees het al hierdie goeie koerante, die media, die televisie onderhoude. Dit was. My ma is sekerlik een van die sterkste mense wat ek ken op aarde. Maar toe my moeilikheid kom, toe ek nou gearresteer word, op daai stadium was my broer baie siek, hy het multiple sklerose gehad en hy was bedlêend op daai stadium. En sy het hom opgepas, sy het hom verpleeg in die bed vir 10 jaar omtrent. En met die is ek toe gearresteer en in die tronk. So die arme vrou het toe gesit in haar lewe met 'n seun wat besig om dood te gaan in die bed en die ander een wat in die tronk is. So sy het al daai goed deurgegaan en sy het sterk geweest. Sy het my ondersteun sover sy kon. Ja, het maar ooit vra vir jou gevra as jy toe nou alleen is? Nee, sy het nie geweet wat ek gedoen het vir die lewe nie. My pa het my een keer liggies gewaarsku daaroor, want hy was 'n insigvolle polisieman en hy het net my gesê, "Wout, hierdie ding wat jy mee speel, as dit verkeerd loop eendag, gaan die ouens wat jou veronderstel is om jou te ondersteun, jou nie ondersteun nie." Wens jy partykeer het na hom geluister? Toe sê ek, "Nee pa, die generaal sal verseker my nie drop nie." Ongelukkig was hy halfwaar. Maar hy het 'n groot klomp van hulle besluit hulle gaan liewer nie deelneem aan hierdie partytjie nie en net wegloop. Ek het met 'n paar van jou pasiënte, mag ek dit gedoen het? Ek weet nie, maar ek het dit gedoen. Gesels. Dis 'n vryland, jy mag. en almal gaande oor jou. Al die pasiënte. So is jy so briljant soos wat hulle sê? Nee, ek is nie briljant nie. Ek werk net harder as meeste ander ouens. En ek probeer baie hard om met die pasiënte 'n verbintenis te kry, om 'n koneksie te kry, om vir die persoon te laat verstaan, man, ek is hier, ek gee regtig om, ek wil graag weet. En as ek kan help, kan ek jou help. Is daar van hulle wat dink jy voor hulle na jou toe kom? Of dalk is hulle te siek, maar gou Google. O, ja, dokter dood, dokter gif. Dink jy daar's van hulle wat vinnig Google? Ek weet nie. Daar klop met Google en party sê net, "Oef, okay, ons was bietjie gewonder oor jou, maar nou is ons okay." Maar ek het nou iets soos 45,000 pasiënte op die boeke. En ek dink daar was 2 wat ek kan terugdink wat 'n beswaartjie gehad het. Wouter Basson is 'n Kaapenaar wat sy eerste skree op 6 Julie 1950 in Milnerton gegee het. Hy word in 'n middelklas huis groot waar beide ouers hard werk om kos op die tafel te sit. Jy het ook nie Ryk groot geword nie, in Rugby in die Kaap, Milnerton. Ja, my pa was 'n polisieman. Hy was gestasioneer in Johannesburg en toe sy verplaas Kaap toe ek 6 maande oud was. En daar het ons toe gebly my hele skoolloopbaan. Hy was een van die eerste spelers in Suid-Afrika wat opgelei is deur die Britse polisie. Jou ma klink ook vir my na merkwaardig. Sy was 'n mooi vrou. Sy het sy nie modelwerk en Ja, sy het begin as 'n kleremodel in die Kaap en toe het sy later aan van die modelwerk af wat sy aan die fabriek ingegaan as 'n bestuurderes en sy het die fabriek bestuur vir 'n lang tyd. Maar wat vir interessant was, en ek weet nie hoe waar dit is, mense kan nie alles glo wat jy lees nie, maar dat sy ook beeldskoon gesing het, maar eers toe later. Ja, sy het van kleins af gesê van sang gehou, maar sy het toe nooit die tyd of die geld gehad om lesse te neem nie. En toe sy nou in haar 30's was, toe kon sy nou tyd afknip om die sanglesse te neem. So sy het goed gedoen. Sy het later op by Trik gesing en sy het 'n klomp opnames vir SAIK gedoen. So sy het mooi gesing. Ja. Sy was maar mense wat nogal regtig ook 'n indruk, ouma Max. Dit klink of sy so half vasgevat het. Ouma Max is my ma se ma. Sy het by ons gebly. En ouma Max het ons grootgemaak. So sy was heeltyd by die huis en sy het ons grootgemaak en sy het glo syllabusse, hulle het al die skoolwerk geken nog voor die jaar begin. Elke Desember vakansie het sy die jaar se syllabus met ons deurgewerk wat lees en skryf en somme aanbetref. Soos nou Sondagmiddag so nou vir 'n familie uittog gaan, soos families mag gaan vir 'n roomhuiskoop. En dan sy altyd gesorg het ons by die universiteit verbyry, dat paar daar verbyry en dan so in die verbygaan sal sy sê, hier is waar jy eendag medisyne gaan studeer en dan gaan ons met so aan so die verbygaan. So daar was by my en my broer nooit enige twyfel oor wat ons gaan doen nie. Dit wat jy gaan doen en dis wat jy doen, klaar. Hy is van kleins af skrander en ywerig om te leer. Veral wetenskapsvakke trek sy aandag. Iets wat hom later so uitlig bo die res. En toe gaan studeer jy by Tikkies. Ja. As student? Lekkerste studentejare of maar werk? Nee, ons het gewerk. Daar was nie geld of tyd om te mors nie. Eerste jaar kon ek nie prestasiebeurs kry nie, toe het pa my geld geleen.
En die tweede jaar het ek toe begin wel 'n prestasiebeurs kry. Want die einde van jou studies ook was jy aangewys as die beste student in verloskunde. Ja, dit was die Elliot de Groen medalje vir ginekologie en die professor op daai stadium, professor Frans Geldnys, die hoof van die departement, hy het sou gereël het dat ek oorsee gaan om daar te gaan studeer verder in ginekologie. En dit was my lewensdroom, ek wou dit graag doen. Toe kry jy 'n brief na jy na weermag toe gaan. Kry ek so 'n wit koevertjie wat sê ek moet die 2 Januarie 1975 aanmeld by 5 SAI Bataljon. Toe besluit ek, maar dit werk nie saam met my planne hierdie besigheid nie. Toe my pa was 'n senior polisieman en ek gee toe vir hom die koevertjie. En ek sê vir hom, pa, gaan nou na jou generaal pelle toe en sort hierdie uit asseblief. Ek wil nie weermag toe gaan nie, ek wil Engeland toe gaan. Ja. Toe kom hy na so 2 weke terug, toe sê hy vir my, Wouter, die beste opsie wat ons het nou by hierdie klomp generaals is dat jy staande mag moet aansluit vir 2 jaar. Dan gaan jy nou by die militêre hospitaal werk. En as jy 2 jaar staande mag is, dan hoef jy nooit weer 'n kamp te gaan doen nie. Dan as jy vrygestel van kamp vir die res van jou lewe, kan jy aangaan met jou loopbaan in Engeland. Dan kan jy na Engeland toe gaan, ja. Terselfdertyd het die Angola-oorlog uitgebreek. En op daai stadium het die eerste klomp beseerders begin terugkom. En toe sien ek, maar hier is moeilikheid, ek moet hier probeer bly. En toe vra die weermag vir my of ek nie wil gaan spesialiseer in interne geneeskunde en intensiewe sorg en kardiologie om hierdie mense op te pas. Toe sê ek, ja, ek sal. En toe bly jy aan by die weermag. Toe bly ek aan en toe kom ek agter, maar ek hou van die opset, ek hou van die organisasie, ek hou van die beplanning, ek hou van die absolute beheer en gefokusde benadering wat die Suid-Afrikaanse weermag op daai stadium gehad het. Net hierna gesels ons onder andere oor die aantuigings en beskuldigings teen hom. Dr. Wouter Basson vorder van diensplugontduiker tot staande maglid vir 18 jaar. In hierdie tyd raak hy intensief betrokke by die spesiale magte. Hy stig die 7 mediese bataljongroep wat medies verwante dienste aan alle spesiale operasies van die regeringsmagte bied. As hoof van die land se geheime chemiese wapenprogram speel hy 'n sleutelrol in die berugte Project Coast. Die chemiese biologiese wapenprogram is 'n program wat daar gestel is deur die Suid-Afrikaanse weermag om die Suid-Afrikaanse bevolking, dit sluit nou die weermag, die polisie en alle mense wat betrokke is in oorlogvoering, te beskerm teen die gebruik van chemiese wapens, waarteen daar op daai stadium 'n groot kans was dat die Russe en die Kubane dit sou gebruik het teen ons bevolking. En die weermag het toe begin om navorsing te doen om te kyk wat kan ons doen. En op die ouende het hulle besluit, maar ons moet 'n vermoë kry om onsself te verdedig teen hierdie potensiële chemiese wapenaanslag. Was jy hoof van dit gewees? Ek was aangestel daarvoor. So ek kon die verskillende wetenskappe en die taktiek integreer en ek is toe aangestel as die hoof van hierdie projek. So die wapens wat ons ontwikkel het, was almal nie dodend. Dit was 'n duidelike opdrag van die hoof van die weermag. Dit moet nie dodelike wapens wees en ons het almal inkapasiteeragente gebruik. Dis inkapasiteeragente is goed wat jou nie doodmaak nie, maar wat jou die vermoë ontneem om jou taak uit te voer. En jy het nou 'n paar keer gesê nie dodelik. Ja. Was 153 mense of iets wat teen jou getuig het. Nou ek verduidelik vir my daai goed. Daar's vreeslike goed gesê. Onder andere byvoorbeeld dat jy 'n opdrag gegee het dat mense daar moet iets ontwikkel word wat mense doodmaak, maar dit moet nie nagespeur kan word nie. Ja. Kyk, my opdrag was gewees om die Suid-Afrikaanse veiligheidsmagte te beskerm. Ek het byvoorbeeld 2 groepe mense, dan sê ek vir die wetenskaplikes, okay, ek het hier 'n groep mense, dink julle alle moontlikhede uit om hulle dood te maak. En dan kry ek nou, hierdie spanne sê, dink julle alle moontlikhede uit om julleself te beskerm. En dan kry ek hulle aan hierdie goed wat hulle ontwikkel, dan gee ek dit vir die ou se sê, dan probeer, maar hulle weet nie van mekaar nie. So, die rede hoekom daar so baie was, want almal het 'n stukkie van die storie gehad, maar niemand het die volle storie gehad nie. So, daar was aantuigings byvoorbeeld dat ons goed sou ontwikkel om swart vrouens steriel te maak. Maar dit was 'n deel van 'n projek wat ons saam met die Chinese gedoen het. Ek het onder dekking het 'n klomp wêreldwye chemiese biologiese oorlogvoeringsprojekte gedoen. En my doel, die Chinese het na ons toe gekom en ons het seker goed by hulle gesoek. Toe sê hulle maar hulle wil hulle bevolking immuniseer, want hulle het op daai stadium die behoefte gehad om die mense minder te maak. Toe het ek vir my wetenskaplikes gevra, hoe kan mense dit doen?
En ek het net vir hulle die scenario geskets. Ons het 'n bevolking wat ons wil sny, daar's te veel. Ons wil die geboorte. Ek het nie gesê dis vir die Chinese nie. Hulle het hulle eie aftrek. Die ene wat kom getuig het sommer aanvaar as vir swartes. Maar Wouter, dink jy nie partykeer is ek wat nou totale leek is. As jy ten tye vir die mense daar meer in detail sê, dis vir China, dis waarvoor ons dit, dis navorsing. Sou al hierdie mense nie so teen jou getuig het nie. Nee, maar jy sien, jy kan dit nie doen nie, want ek kon nie daai Chinese koneksie bekend maak nie. Dis uiters geheim. Die projek het geheim gebly, juis omdat ons daai absolute verdeling van inligting gehad het. Need to know. Wat is die ding met ecstasy? In die hele situasie rondom die inkapasiteeragentse het ons gesoek na middels wat jy kan inasem, wat jou breinfunksie gaan beïnvloed. Om te keer dat jy doen wat. As jy 'n klomp soldate aan die ander kant het en jy kan hulle wil beklei teen jou en jy kan 'n rookbom los wat hulle inasem en skielik kry hulle hierdie wonderlike gevoel, "Joe, nou is ek lekker, nou is ek 'n chommy van jou." En ons gebruik dit in ons wapens. So ons het 'n klomp projektiele ontwikkel wat in 'n rookformaat die MDMA en die metakwaloon kon vrystel in die lug wat die ouens dan sal inasem en wat hulle dan daai geveghulle sal wegvat. Maar dit is nooit gebruik nie. Dis in wapens ingesit wat nooit gebruik is nie. Dit is die kruks van die hele saak. Ja. Onder andere, dis deel van die saak. Jy is op al hierdie aanklagte onskuldig bevind. So daar's baie dinge wat ek gehoor en wat ek gelees het. Onder andere dat jy PW Botha se persoonlike geneesheer was. Nee, dis nie waar nie. Ek het toevallig kontak met hom gehad, 2 of 3 geleenthede dink ek. En ek dink daar was een ander samespreking wat hy by was waar 'n groot klomp mense was wat ek ook by was, maar ek was nie sy persoonlike geneesheer nie. Wat is die ding van burgerskap in verskillende vrouens? Is dit waar? Ja, dis waar. Omdat ek nou rond moes beweeg het met verskillende identiteite en sekere kantore in Europa moes gaan oopmaak vir van ons agentskappe en van ons ander veiligheidsdienste om aktiwiteite in Europa te kan uitvoer, het ek nodig gehad om verskeie identiteite te aanvaar. Was nie regtig huwelike as sulks nie, dit was eintlik meer reëlings dat jy nou bly nou saam en jy doen dit. As jy my vra, het ek inligting ingesamel, het ek inligting gesteel, het ek mense ooreed om ons te help dalk teen hulle sin? Ja. As dit 'n spionasie is, dan is dit wat ons gedoen het. Dit was 'n driedubbele lewe, want jy's nooit dieselfde ou op dieselfde plek nie. Elke keer wat jy in 'n ander plek ingaan, dan moet jy weer daai persone aanvaar en daarmee aangaan, en so gaan jy aan. So dit is 'n de mekaar spelletjie, maar jy hou jou kop en jy gaan jou dinge aan en jy doen wat jy moet doen. Het jy ooit gesê, want dit het ek ook gesien, dat jy net bevele uitgevoer het? Nee, nooit. Nee. Ek het dit nog nooit ergens gesê nie. Ek ontken dit ten sterkste. Ek het gedoen wat ek wou doen en ek gedink is reg om te doen en ek was tevrede met wat ek gedoen het. Het jy ooit gesê jy het opgetree as 'n soldaat en nie as 'n geneesheer nie? Ja, nee, dit was so en ek het by die mediese raad het ook gesê. So ek het 'n klomp medisyne ook gedoen en georganiseer in hospitale gebou en helpbou, maar ek was 'n soldaat basies. Ek is afgetree op die ouderdom van 42. De Klerk het my het afgedank. Dis was die nag van die generaals. Ja, maar na daai periode het hulle toe na my onderhandeling met hulle het hulle gesê ek moet aftree. So ek het afgetree, geforseer op die ouderdom van 42 as Hoekom het hulle jou brigadier. afgedank? Omdat hulle gedink het ek is besig met projekte wat die Suid-Afrikaanse bestaan en die verandering van die regering tot nadeel sou strek. Die hele ding van byvoorbeeld staatsfondse verduister in daai goed. Daar was 'n klomp projekte en daar was 'n klomp geld wat gevloei het. Nou weer eens, dis 'n geheime projek. So wat jy doen is jy verdoesel die fondse. Jy gaan dit deur verskeie frontrekeninge. Dis geldwasery. Ek kan mos nie vir 'n ou in Switserland betaal vir iets wat hy vir my steel daar en dit vir hom in sy rekeninge sit. So daar's 'n klomp paaie wat geloop is en alles is deur die ouditeur-generaal gevolg. Die ouditeur-generaal het elke jaar die goed geaudit. Elke paaiement is gevolg en elke stapie is gedoen. Die mense wat teen jou getuig het. Hoekom dink jy en so baie mense? Man, dit is interessant. Jy weet, die polisie het 'n baie snaakse manier om goed te doen. Veral as jou saak bietjie dun op die grond is. Dan meeste van daai ouens het een of ander skeleton in die cupboard. Wat sê jy, dit sit 'n Geraamd in die kas. geraamd in die kas gehad. En dan is dit maklik om na hom toe te gaan. Dan bied jy hom artikel 204 amnestie aan of die vrystelling van vervolging. Sê maar as jy nou teen persoon kom getuig en jy tuig eerlikwaar, dan gaan ons jou vryskel van al daai goed wat jy gedoen het. Daai sake is alles in die hof deurgetrap in deeglikheid en die staat het regtig moeite gedoen om my skuldig te vind. En na 300 hofdae het die regter tot die gevolgtrekking gekom dat my storie is die aanvaarbare een.
In 2002 word hy van 67 klagtes teen hom vrygespreek. Sowat 10 jaar later word hy deur die Raad op Gesondheidsberoepe op 4 aanklagte van onprofessionele en onetiese gedrag skuldig bevind. Wouter sleep hulle egter terug hof toe en in 2019 word ook die bevinding tersyde gestel. Dis nou 'n hele paar jaar later, maar nog steeds gebeur daar goed. Ek weet daar was iets by die Universiteit van Stellenbosch wat jy ook klas gegee het. Ja, kyk, ek hou daarvan om studente te leer. En toe ek nou in praktyk is hierso in Durbanville, het dit so gebeur dat die Universiteit van Stellenbosch toe mediese studente by ons laat kom prakties doen dit vir 'n maand. En toe op 'n dag toe laat weet hulle vir my, maar een van die studente het beswaar gemaak. Op grond daarvan dat ek 'n persona non grata was, ek het hierdie geskiedenis en ek het hierdie mediese raad geskiedenis en elke geval hoekom my geskort het weet ek nie want ek dink dit is politiek, maar in elke geval ek het niks geld by hulle gekry nie, ek het dit gedoen uit liefde. 4 ure van my tyd in die week is nogal baie geld. Maar die universiteit se deure is nou gesluit vir my. Ja. Persoonlik, jy's geskei. Ja. En dan het jy 2 kinders. Ja, my dogter is nou in Nieu-Seeland. Sy is in die inligtingstelsel bedryf. My seun het BSc gedoen en toe BCom personeelbestuur en 'n klomp ander goed. En hy studeer nou oorsee. Hy's in Maastricht besig met 'n MBA. En ek sien hom so nou en dan as hy Suid-Afrika toe kom. En wat sê hulle van pa, van alles wat gebeur het? Nee wat, my seun is gebore 4 maande nadat die klerk my afgedank het. So vandat Jacques sy oogies oopgemaak het, was sy pa in die moeilikheid. Hy ken nog geen ander opsie behalwe sy pa se moeilikheid nie. My dogter het aanvanklik, sy was bietjie ouer as hy en sy het bietjie swaarder gekry, maar sy het my gereeld in die tronk kom besoek en sy dan sê vir my tee en Marie biscuits gebring. As die polisie vir my kwaad is, dan het hulle my hande gebind, dan sy die tee vasgehou terwyl ek die Marie koekies doop. Maar al wat ek vir haar beloof het is ek sal beklei tot ek doodgaan om hierdie ding te wen. Maar jy is ook 2 ander kinders in die huis. Ja, my Italiaanse hondjies. Maar hulle is kinders? Ja, hulle is my kinders nou. As ek by die huis kom in die aand, is hulle bly om jou te sien. So daar is 'n hart ergens, Wouter. Ja, nee, ek is eintlik baie sag. Ek dra graag pink ook. Mense besef dit, maar ek het 'n pink das en 'n pink hemp en ek probeer 'n sagte buitenste toon en 'n binneste. Sou jy dinge anders wou doen? Is daar iets wat jy anders sou wou doen? Dis 'n moeilike vraag. Ek het geniet wat ek gedoen het en ek sal dit weer doen, maar ek sou myself net beter beskerm. Hier voor my sit jy absoluut soos 'n oop boek. Is jy 'n oop boek? Ja, wel ek is nou vir jare lank kon ek myself nie eens lees nie, maar nou is ek 'n redelike oop boek dink ek. Die mense wat om my is weet dat wat my doel is en wat ek wil doen. Ek wil 'n goeie kardioloog wees. Ek wil vrede hê met my medemens wat ek tot 'n groot mate het, ek dink. Geloof jou belangrik? Ja. Ek het geleer in hierdie hofsaak dat jy 2 absolute belangrike gelowe moet hê. 2 gelowe moet jy hê. Die een is 'n absolute geloof in jouself. As jy nie 'n geloof in jouself het nie, hoe gaan iemand anders jou ooit glo? Hoe gaan iemand anders ooit by jou staan of jou help as jy nie geloof in jouself het nie? En daai geloof in jouself kom uit jou geloof in jou Skepper. En ek het geleer die Skepper is 'n baie stadige, dikwels stadiger, maar 'n omslagtige partykeer oplosser van sake, maar die oplossing kom. Dis dalk nie wat jy wou gehad het nie, maar dis die oplossing. Hy skerp, hardwerkend, briljant. Daar was aantuigings, beskuldigings en dreigemente, maar na uitgerekte hofsaake is hy onskuldig bevind. Oordeel, selfs haat, sal daar seker altyd teen hom wees, maar groot bewondering van sy pasiënte, die is daar beslis. Dankie vir die gesels, Wouter.